Het is vir my 'n voorreg om met jou te kan gesels vandag hier. Waltie is seker van die oudste, dit is al derde generasie, as mens vir Eddie byvat, is 'n derde generasie, wat nou al met Meatmasters boer. So Waltie, hulle dink ek is vir alle praktiese doeleindes, of hulle kudde dink ek is vir alle praktiese doeleindes, seker die oudste Meatmaster kudde in die land. En dit is vir my 'n voorreg om met jou te kan gesels. Wat betref teeling en al daai tipe van goed, gaan alles tog maar terug na die kommersiële produsent toe. Ras moet aanvaarbaar wees vir die kommersiële produsente. As hulle nie aanvaarbaar is daarvoor nie, as die kommersiële bedryf nie die ras vat nie, nie die ras aanvaar nie, dan gaan die ding ook nie werk nie. Jy ras gaan nie bestaansreg hê nie, hy gaan nie uitbrei en hy gaan nie ontwikkel nie. En ek meen die Meatmaster is op hierdie stadium besig om baie goeie veld te wen. Die ras groei teen 'n geweldige tempo. Maar dit is die kommersiële bedryf, wat die ras aanvaar het. Ek meen daar gaan hordes ramme deesdae elke jaar gaan in die kommersiële bedryf. En so die ouens teel kommersiële slaglammers, teel hulle met Meatmaster diere. Jy weet, so ek dink dit is belangrik vir ons ras, die feit dat die kommersiële bedryf die ras gevat het. En ek meen, dis vir my wonderlik om vandag met jou te kan praat, soos ek gesê het, seker die oudste kudde in die land. Met ander woorde, ek meen die ras is aanvaarbaar, en ek meen julle is al jare met die ras, as julle al met die ras te doen. Kom ons gesels 'n bietjie dan nou oor hoe julle begin het met die ras. Kom ons praat 'n bietjie daaroor wanneer julle begin het en hoekom julle begin het met die ras. Okay. John, ja, weet jy, my pa het heel eerste begin, ek het 'n jaar na hom begin. Hy het 1987 het hy 'n paar Damara ramme by Frank Bloementhal gaan koop. En dit toe op sy dorpers gesit. My pa het tevore uit begin boer 1946 het my pa begin boer saam met my oupa met merinos. Hy het baie vinnig die merinos verkoop, het was droogte jare 46, 47. Daarna het hulle my pa en Amelie de Smit en hierdie Ludek, hulle het dorpe ramme, ek dink hulle was van die eerstes gewees wat van Grootfontein Landbou College gekry het, waar die departement die dorpe uit die, ek dink is die dorpe. Wanneer was dit naaste by Waltie? Dit was 1947. En toe het my pa nou, op baie stadium met pa toe Persies ingekoop. En hy het toe die dorpe ramme op die Persies gesit. Okay. Het hulle toe oorgegaan van merinos af na daai? Ja, hulle die merinos tot niet gemaak. Alles verkoop. Toe het hy met daai kruising geboer. En hy het later ook 'n dorper stoet gehad en hulle het geskou. My pa het geskou nie, Omenie Ludek en Omenie de Smit het geskou. My pa was die eerste dorper beoordelaar in die wêreld. Maar die ras het daai maar net ontstaan. Maar in elk geval, langs die rekord, vinnig het my pa na 'n paar jaar gesien, maar hy word vasgehou. Jy weet, hy moet op 'n sekere manier moet hy nou sy skaap teel en hy hou nie daarvan, hy hou daarvan om hy is ook 'n boerskaap. Okay. En nie 'n voerskaap nie. Okay. En ja, toe het hy later hy karakoele begin gebruik. En hy het selfs die Damara ramme op die op baie stadium het hulle net suiwer karakoel geboor. Okay. En my pa toe die dorpers verkoop en die kruisings verkoop. En hy het toe karakoele ramme ingekry wat hy op die Persie ooe gebruik het vir daai eerste kruising karakoel. Okay. Waarvan hulle die lam al die lammers geslag het vir die pels. En my pa het altyd so 'n klein klompie karakoele nog oorgehou en maar die aanvanklike hoekom ek toe nou die Damara ramme gekry het was vir die dorpers. En op 'n stadium toe sit hy sommer so een Damara ram
net dit het nou nie eintlik met die Meatmaster te doen nie, maar by die Persies. Ja. Toe kom daar die mooiste vlakwatersy pelse daar uit. Maar dis toe nou al Persie kruisings. Dis toe nou Damara Persie kruisings. Okay. En my pa sien toe wat die lammers het, dis waarmee die Angolese boere die hoogste pryse mee gekry het. Toe besef hulle maar hulle het die Damara ramme op die Karakulu gesit. Wat hulle daai vlakwatersy. Maar om terug te kom, okay, 1987 het by pa nou die Damara ramme op die dorpers gesit. En maar kyk hoe dit uitslag en hoe hulle groei en hy het gesien hy het minder byvoeding nodig. Die oeye se besetting was beter gewees. Hy het ooi lammers begin hou. Dit was 87. Dit was 87. 88 een oggend toe bel Frank by toe sê hy vir my, hoor jy, ek het daar by Dr. Skraal dat ek vir jou 2 Damara ramme oor die draad gesit het, sien die oeye loop aan naby. En nou ja, van daar af weet ek toe nou ook Damara ramme en ek moet sê daai 2 Damara ramme het die werk gedoen wat 4 dorperramme gedoen het en hulle was saam in dieselfde kudde. En so die vrugbaarheid van die ramme was baie hoër gewees as wat die ander rasse was. Langs die kort, my pa, nadat hy nou al 'n paar jaar anders het hy my gesê, wel die basterskaap waarmee ons nou boer het nie 'n naam nie, maar is die beste skaap waarmee hy nog ooit geboer het en hierdie is die skaap wat by ons wêreld aangepas is. En ek het op daai stadium het ek toe ook al Damara ramme by ek het dorpe van rooi kruisings gehad. Okay. En wat lank gevat het om my vetstertjie uitgeteeld te kry. Maar het jy toe Damara ramme by daai dorpe van rooi kruis oeye opgesit? Ek het al die pad ek het weer Damara ramme daar bygesit. Uiteindelik ons het 'n poging om 50-50 te kry. 50 dorper, 50 Damara. Maar jy moet maar dis die lekkerte van die Meatmaster. Jy kan jou kudde swai na watter kant jy ook al wil. Ja, jou tipe kan jy as jy 'n lekker ooi lam het wat 'n bietjie meer vet het, dan sit jy daar op die droërveld, op die sandveld. Met die veld wat die beter uitgroei het, sit jy meer jou droër tipe. Maar nooit wol onder die pens nie, nooit 'n vetster dat van die lyf af wat op die lyf is nie, jy moet agterwees en so meer. En dis die lekkerte van die Meatmaster, dat jy kan met hom speel volgens jou plek wat jy het. En ons het 1 of 2 keer probeer aantal ooitjies koop, maar het dit nooit geaard nie. So ons het maar altyd ons eie kudde. Dit is 'n duur manier van om jou kudde te vergroot as jy nou huurgrond bygekry het of so. En dan maar dit het vir ons gewerk. En my pa het altyd gesê jy boer met veld. En die skaap bring inkomste, maar jy boer met veld. En as jou diere nie genoeg kos kry nie, hy eet met 1 bek, maar hy loop met 4 pote wat hy die veld vertrap. So ons het ons op die plaas het ons 'n stelsel van drukbeweiding wat jy sommer die hele plaas skaap sommer in 1 trop sit of in 2 troppe sit. Maar ons skuif hulle elke maand, elke 4 weke gaan hulle na volgende. Ja, so as jy 4 of 6 kamp stelsel het, dan is hulle daar in vir 'n maand en dan is hulle eers weer na tussen 4 en 6 maande wat hulle weer in daai kamp kom. En dit werk vir ons baie goed. Ons het nog nooit lammers afgerond, ons glo nie daaraan nie. Kom ons gaan net voor ons daar by daai goed uitkom. Ek wil dit doen saam met die gradering en daai tipe van goede. Slaggewig en slagouderdom, maar dis belangrike goede daai. Ek wil net aansluit by jou wat nou gesê het van jou ons ding. Jy het net nou gesê jou pa het 'n boer ooi gesoek. Yep. Hy het gesê hy wou vir hom 'n boer ooi teel. Ons ding was dieselfde. Kyk, ons het mos hier aangekom. Ons het 91 hier aangekom. Ek dink hier 92, 93 het ek ook met die Damaras te doen en gekry saam met ou Albie nog, jy weet. En op daai stadium ook dorpers gehad.
Maar kyk, ek het mos nou 'n halwe bees agtergrond, so ek kruissteeling was vir my, ek het geweet van ek het geken van kruissteeling. Jy weet, laat jy kombinasies maak wat vir jou sekere voordele kan inhou. So ek het ook 'n lekker boerooi. Ons het ook 'n lekker boerooi gesoek. En op daai stadium ook dorpers gehad en Damararama op daai ooe gesit, maar ons dorpers was swartkop dorpers wat ons die Damararama opgesit het. My pa se was ook so. Was julle is ook swartkoppe. Ek het baie swart uitgekom. Ja, swart. En interessant daarvan, ons weeg elke maand. As ons ruilskap kom aan, die merk die ongemerkte lammers, ram bly permanent in, laat hy sy natuurlike siklus kan bly. En ongemerkte lammer word gemerk, die lammers wat ons weeg hulle 36 kg of meer, dis die speenlammers, ons haal die ooilammers uit as wat ons wil hê, en ons bemark so 14, as ons nou klaar gewerk is, 2 weke later dan bemark word daai lammers bemark. En maar wat interessant was, die lammers wat pikswart was, het baie keer die meeste geweeg, swaar as die res van die ander. Die uitskieters was gewoonlik 'n swart lam geweest, dan wat jy praat van. Ja, wat my opgeval het daai tyd met daai eerste kruisings is die tipe van daai goed wat aangekom het. Dit was sulke lang treine, sulke gladde lang treine, ideale ding. Jy wil niks anders gehad het as daai dinge. Maar ek was soos julle gewees. Ek het 'n ooi gesoek wat ek meer kommersieel kon teel, wat vir my 'n kommersiële slaglam kon teel. Maar 'n ooi wat vrugbaar was, met vrugbaarheid en gehardheid is die twee belangrike goede. Jy verstaan, die vrugbaarheid, as sy nie gehard is en sy is nie aangepas nie, gaan sy nie produseer nie. Daai goed was vrugbaar. Hulle was gehard, hulle was aangepas en hulle het vir mens goeie lammers geteel. Want dit help ook nou nie, jy kry 'n ding wat gehard is en hy's vrugbaar en hy lam aan mekaar en jy sit met 'n produk wat nie bemarkbaar is nie. Jy weet, en dis waar die ding hier inkom, dink ek wel toe. Ja, weet jy, Dan, wat jy praat van die gehardheid en die vrugbaarheid, maar die moedereienskappe is ongelooflik. Ek het 1 jaar in Oktober koue reën gekry en die Eskom kontrakteur het 'n hek oopgelos en toe kom hulle in 'n kort bosveld dat daar kom koue reën en daar het 110 ooe dood gegaan. Die koue reën het geduur so oor 2 dae. En binne in elke van daai ooe hier in haar waar sy nou beskerm het 'n lammetjie gelê wat niks bekeer het. Wat oorleef het. En toe ons die ooe optel, toe is dit almal van hulle was lammeroeie gewees. Die ooi kon nie wyn nie, het was te koud, maar sy het die hele tyd melk gegee, melk produseer, ten koste van haar vir die lam. Maar wat ek nou eintlik wil vertel is, toe sê ek vir die werksmense, ons kan nie 110 plus lammers Hans groot maak nie, los hulle maar nie tot op wat ons sien. En ek het nie een Hanslam gehad, ek het nie een Boepenslam gehad, dan loop my ooi met 'n kleiner lam en 'n groter lam. Steel hy kleintjie gesteel. Dan weet ek nie watter is haar lam nie, maar sy kyk na al twee. So daardie oeye het 'n besondere moedereienskap dat hulle sal ook 'n ander lam neem wat nie haar eie lam is nie. Sal sy ook na kyk. Ja. Nee, kyk dis daai goed, jy weet, en ons het op daai stadium, ons het seker Sila, ek kan nie onthou hoe lank het ons geboer met die goed op daai ooi nie. Wat met ons ding gebeur het, laat ons nou, jy weet, ek wil nie eers praat van 'n stoetteelder nie, maar daai term is so wyd, jy weet, maar dat ons toe begin 'n ramme teel het, want ons het op 'n stadium vraag gekry na ramme. Ons het vraag gekry na aanteeldiere. My ding was, soos ek jou net nou gesê het, 'n suiwere kommersiële projek. Het was niks anders nie. Maar op 'n stadium het daar toe 'n vraag gekom na ramme. En toe, op 'n stadium het ons witdorperoeie ingekry, goeie witdorperoeie ingekry. En toe weer met daai Damara kombinasie gekom en toe begin 'n bietjie strenger selekteer. Kudde gesondheid reg gekry toe die ramvraag gekom het en al daai goed en toe begin selekteer, maar ek het nie aan die begin het ek nie 'n gedagte gehad van 'n ras nie.
Ek het net gedink aan 'n lekker kombinasie om kommersieel mee te teel, jy weet. Ja. En ek meen soos die tyd aangegaan het al hoe meer ouens begin boer met die diere en ek meen jy weet mos nou ons weet mos nou wat toe daarna gebeur het is mos nou geskiedenis, jy weet. So Toe het die ras mos nou begin te ontstaan en toe nou amptelik geraak en 'n genootskap en al daai tipe van goed. Maar ek weet dit was nie my gedagte aan die begin was dieselfde as julle, 'n lekker kommersiële ooi wat jy mee kan slaglammers produseer, jy weet. Ja, weet jy dan ons veld het oor die afgelope 20-30 jaar het ons veld bly verbeter. En ons het dieselfde lading die hele tyd gehandhaaf. Is dit onselektiewe vreed gewees? Dit wat dit doen, wat maak dit? Wel, ek dink is die ras en dan ook die kort wy en die langer rusperiode dink ek. Ons hier by ons stok ons so 3,5 na 4 hektaar per kleinveeeenheid. Kyk, en dit sluit dan die lammers ons bereken net op die oeye in die ramme. Die lammers is ekstra op die weide. Ja. Waltie, kom ons kyk nou net gou 'n bietjie na nog 'n paar goed. Ek meen die vrugbaarheid weet ons mos nou maar. Dit gaan ons nou maar saam met daai aangepasheid kom daai vrugbaarheid. Maar ek meen die goed is geweldig vrugbaar. Wat sal jy sê lampersentasie as jy kyk jy het nou net ook gesê en julle het soos ek een dekseisoen 365 dae van die jaar as ek reg as ek so sê. Die goed sinkroniseer hulle ook maar in 'n mate self, né? Absoluut. Hulle doen. Ja. As ek kom dan lam die oeye en oeye probleme dan vat sy na 6 weke weer. Ja. En dit gaan ook maar redelik saam met die seisoen, jy weet, as op 'n bietjie reën kry en so en dan vat hulle, maar 'n ander ding wat ons dalk net op hierdie punt kan noem is die feit, en ek weet nie of jy ook daai ondervinding het, die goed bly produseer onder moeilike omstandighede. Dis reg. En hulle kos nie verduidelik, jy voer hulle nie. Net so. Jy gee byvoeding, net so. Is nooit nodig om mielies of mieliemeel of serrum te gooi. Hier is nie nodig om dit te voer nie. En dit maak dit lekker. Ja, as die toestande nou baie ongunstig raak of as dit baie droog raak, dan gee mens nou maar 'n bietjie lek by, jy weet, maar ek meen dit is nie die algemeen nie. Dit gebeur maar as jy goed begin swaar raak. Wat sal jy sê is julle speenpersentasie? Normale goeie jaar. Kom ek sê vir jou ons vir baie jare was die speenpersentasie nooit onder 110, 105% nie. Maar die kleinveeboere het soveel verminder as gevolg van ongediertes, dat die aanslag van ongediertes maak nou dat die mense nie meer daarby kom nie. Maar die lampersentasie van die diere bly nog steeds tussen 120, 150%. Net so. En maar mens sukkel met ongediertes en met mensgemaakte verliese, jy weet, slagters en so meer ook. So maar 'n vriend van my het sy grond verhuur toe hy onder 50% koop, maar dit was met 'n ander ras gewees wat hy geboer het. En op hierdie stadium, ten spyte van hierdie moeilike omstandighede, kom ons daarom nog hier by 80, 85%. Maar mense sal graag 100 en meer % wil hê, maar met die meerlinge dit maak daarom op vir dit. Ons glo nie daaraan om die lammeroeie elke aand kraal toe te bring, want ons het gesien met die karakoolboerdery daai tyd hoeveel skade die veld gekry met die 4 voete wat elke aand moet in en elke oggend moet uit. En dit is 'n geweldige administratiewe ding om te weet. Ja, daai is 'n moeilike ding. Daai kraal is 'n moeilike ding. Ek meen jy kry mos nou ouens wat boer in areas wat hulle het nie 'n keuse nie, jy weet, maar ek meen ons onder die wel is ideaal, maar sien in die natuurse manier, maar ons boer ekstensief. Ons maak hulle 1 keer 'n maand by mekaar en en ons is 'n lekkerskap om mee te boer. Hy het min moeite. Hy's regtig hy's net 'n plesier om mee te boer.
Ja, kyk, jy kry mos nou ouens wat nou nie 'n keuse het nie, hulle moet maar kraal, jy weet, hulle kan nie, daai manne wat hier op noordekant te boer en so, en hulle moet maar kraal, hulle het nie 'n keuse nie, hulle moet dit maar doen. Walter, sê gou vir my, gradering in slaggewig? Weet jy, John, ons slaggewig is enigiets tussen 16,5 en net oor die 20, sê 20, tussen 20 en 22 kilogram. En van dit is daar 85% is A2's en 3's. Daar is miskien so 1% wees wat 'n A1 is. En dan die res sal A4, 5 en 6 wees. A6 is baie min, ook omtrent 1%. En dan A4, A5 sal dan nou die ander sê maar 10% wees. En die meeste daarvan sal A4's wees. So jou A5 en 6 tesame sal minder as 5% wees. Ja. Van die 15%. Ja. Kijk, daai ding kan ook varieer, nee, dit kan ook wissel. Dit hang af van jou type van jou diere. Kyk, baie ouens het 'n meer 'n natter type van ding. Hulle kan dalk 'n bietjie meer na die 5 en 6 toe gradeer. Maar ek meen, jy kan dit self bepaal, soos ons ook gesê het, jy kan jou type bepaal binne hierdie ding. Jy weet, jy kan besluit of jy 'n bietjie 'n droër ding wil hê en of jy 'n bietjie 'n natter ding wil hê. Jy kan self besluit wat jy wil hê. Jy weet, hier in ons area kan jy op dieselfde plaas swaar sandveld hê, wat goeie weiding is net na die reën in die somermaande. Ja. En sodra die eerste ryp geval het, dan begin daai oeye swaar kry. En maar op dieselfde plaas kan jy dan lieflike brak vleis. Ja, wat ons vir mekaar sê is jy kan amper jou droër tipe kan jy weer meer hier in ons area kan jy nou meer op jou Ghana tipe veld gaan en dan kan jy jou natter tipe kan jy meer op jou gras tipe van velde kan jy die aanhou, jy weet. Maar ek meen wat ons vir mekaar sê is daar's groot variasie in die ras. En dis vir ons ideaal. Dis vir ons 'n baie goeie ding. Dis 'n baie belangrike ding. Dit maak die ras lekker. Ja. Aangenaam om mee te boer. Jou type pas by jou aan en my type pas by my aan. Net so. Dit is moeilik om te gaan koop die type wat by jou gaan aanpas. Dit sal jy moet sien. Ja. Maar ek meen daai variasie in type is die ding wat die ras so aanpasbaar maak landwyd, nie net hier nie, landwyd, want hier verskil die omstandighede ook. Maar ek meen landwyd, jy weet, maak die ras aanpasbaar. En dit maak dit lekker by die ram aankope. Jy koop die ram aan waar jy behoefte aan het. Net so. Soos ons ook praat van 'n natsteekram of 'n droër. Nooit 'n droër steekharie, maar 'n droër een met wol op die rug en dis meer. As jou diere te droog begin raak, koop jy vir jou 'n natte ram. En dieselfde met bedekking, dieselfde met bouvorm, dieselfde met grootte en bespiering en al daai tipe van goed. Jy weet daai variasie, daai wye variasie laat toe vir daai goed. En dis vir my belangrik dat jy dit noem, jy weet, want hierdie ding gaan oor die kommersiële teeler en ek meen as jy dit noem gaan daar 'n behoefte bestaan vir dit by al die ouens. Al die ouens, dit gaan 'n belangrike ding wees vir al die kommersiële teelers laat hy sy ding kan 'n bietjie aanpas, jy verstaan. So daai variasie, maar ek het van die begin af gesê daai variasie is 'n belangrike ding. Dit moet nooit wegraak nie. Ons moet altyd daai variasie behou binne die ras. En dan wat voortleef. Dit gaan en dit maak dat hy uitbrei en dat hy al hoe meer populêr raak. Jy weet, ons moet hom nooit na 'n punt toe trek nie. Elke moet trek hom na sy eie punt. Daar's jou probleem. As jy die hele ras begin na 'n punt toe trek, dan kry jy probleme. Jy met daai variasie moet jy daai hê, jy weet. Ander ding, ons het net nie gepraat oor ouderdom nie. Wat sê naaste by is jou ouderdom wat jy opslag? Jy praat van tussen 16, 17 kg hier op na net oor die 20 toe. Wat jou uitslag gewig is. Wat sou jy sê is die ouderdom, die bemarkingsouderdom? Soos vir jaar veldtoestering. Hang maar af van die jaar is dit maklik 4,5 maande. Ja. Maar as ons na die winter jy droër hier, na winter en vroeg en midsomer, dan gaan hulle 5,
selfs 6 maande. Dat is 6,5 maande afhangend weer een van die veldtype en maar 'n lam wat lank vat om marklaar te raak. Jy kyk ook hoe lyk sy ma. Want dis meeste gevalle het die ma nie genoeg melk. So is nie sy skuld die ma se en dan raak jy ontslag. Dan kan jy uitskot, ja. Dan kan jy uitskot, dan kan jy ontslag raak. Ja, ek dink so sê vir mekaar wat so tussen 4 en 6 maande. Tussen 4 en 6 maande. Afhangende van die seisoen. Ja, afhangende van die seisoen en dan praat ons van 'n gewig so van tussen 16, 17 na net oor die 20 toe, né? Uitslaggewig en die gradering oorgrote meerderheid 2's en 3's. Ja, so 85% is 2's en 3's. 2's en 3's, ja. En ek meen as 'n mens daai bietjie van 'n afwyking het, wat maak dit nou saak? Is nie belangrik nie. Dis gewoonlik die swaarder lammers vir die afwyking het. Ja. En dan maak hy weer 'n bietjie op, né? Dan maak jy kilogramme weer op. Maak hy weer 'n bietjie op. Wat die ander belangrike ding is ja, ek hoor baie keer ouens praat van julle slagsprekers geld uit die veld, net soos moneymaker geld uit die veld uit en dan sien hulle vreeslike vet diere op veilinge en daai tipe van ding. Wat my aanbetref, gaan daai geld uit die veld, net soos moneymaker ding oor die bemarkbaarheid van die produk, kan jy hom van die veld af bemark. Dis dink ek waaroor dit, ek dink nie dit gaan so seer oor veilingsdiere wat se kondisie is nie, dit gaan oor die bemarking van die kommersiële goed, jy weet, hoeveel diere rond julle af? Ons rond geen lammers af nie. Ons verkoop ook nie aan voerkralle nie. Om te laat afrond, ons laat alles slag van die ma af, van die veld af. En jy weet, ramteelers wat op veilingsramme aanbied, moet hy diere voer. As jy arm maar dit voer, moet hy ook voer. Maar dan moet jy gaan kyk, nog steeds gaan kyk, as jy 'n vetter tipe ram, dan moet jy gaan vir die vet ramme. Want dit 'n goeie voeromset. En nog steeds kan jy jou regte tipe ram koop. Al is hy gevoer. En jy moet weet hy gaan gewig verloor as hy op die veld kom. Daar's ouens wat ramme koop wat nie op ekstensiewe toestande boer nie, wat op 'n plot boer of op aangeplante weiding. So daai ram gaan waarskynlik sy kondisie hou wat hy op die veiling gekoop het. So dit wissel van koper tot koper, maar die man wat veilingdiere aanbied, moet hom in 'n mooi vorm aanbied, in 'n mooi kondisie aanbied. Dis die woord wat ek soek. Anders dan gaan daai diere mos nie verkoop nie. Dis feite. Die belangrike ding net hier is vir my, en ek dink dis amper, ons het nou 'n klomp goed gepraat, maar ek dink dis amper die heel belangrikste ding, is laat jy julle wat groot kommersiële teelers is, bemark julle lammers almal van die veld af. Ek dink daai is amper die belangrikste ding van die hele ding, want dis waar jou koste-effektiwiteit en jou insette en al daai goed. Jy verstaan, jy wil nie nog 'n 200 of 300 rand in 'n lam insteek voor jy hom bemark nie, jy weet. En ek dink daai ding wat jy vir my sê is, julle kan hulle direk, julle kan al julle lammers, dis nie eers 90% of wat julle al julle lammers bemark julle van die veld af. Ek dink dis 'n ongelooflike belangrike ding. Wat ons praat van die ramme wat jy nou noem ook, ek het nou 2 ouens, en ek wil nie praat oor my nie, hierdie ding gaan nie oor my nie of oor ons besigheid nie, maar ek het toevallig nou hierdie week 2 ouens by my gehad, wat wel al ramme by my gekoop het, en ek word so, nou en dan word ek 'n bietjie beskuldig van, ek maak die goed te vet, dit is, daar is ek, die maak hulle veiling gereed. Maar, is seker waarheid daarin, maar snaaks genoeg, en ek het nie een van die 2 gevra nie, hulle het al 2 vir my gesê, ek lei uit, laat die ramme wat hulle by ons gekoop het, hou by hulle. Die ramme val nie uit die bus uit, soos ons sê nie. Die ramme gaan nie tot niet nie, hulle hou. Al is die ramme, ek nou nie daai spesifiek onthou nie, maar al was die ramme dalk toe hulle gekoop het, 'n bietjie oorgekondisioneer, 'n bietjie te vet gewees, sê hulle die ramme hou. Daai ding, sê ek, Waltie, gaan oor hoe word daai ram groot. Dit gaan oor die termyn wat die ram gevoer word. As daai rammetjie gespeen word op 6 maande, en hy begin 'n kos kry, en hy word bemark op 14 maande, gaan hy gaan tot niet gaan daai ding. Wat ons doen met ons goed is, ons speen hulle, en dan maak ons hulle ty groot op die veld, tot hier
baie na aan bemarkingsouderdom, sê nou maar hier by 2 tand se kant, jy weet. Maar dan hulle val uit die bus uit daar. As jy hom dan moeilik groot maak, onder moeilike omstandighede groot maak, dan val hy uit die bus uit daai tussen speenouderdom en daai en jy werk met die goed en dan daai goed wat jy sien wat nie koop nie, wat nie aanpas nie, wat nie ontwikkel soos die ander nie, die laat slag jy mos. Maar as hulle hier op 12 maande, op 13 maande kom wat hulle begin afgerond word of hulle moet begin afrond vir 'n veiling en jy begin hom dan voer gee, dan kan jy hom eintlik maar voer soos jy wil. Want hy en ek is nie 'n voorstander van te vet nie. Ons moenie 'n naam kry wat die nee, maar hy gaan weer die vet verloor. Maar hy gaan daai vet verloor, maar hy gaan nie tot niet gaan nie. Terwyl as daai ding te lank kos kry, daar lê die probleem. Die probleem lê meer daar, dink ek, as wat die probleem lê by hoe vet jy hom dan nou maak. Maar ek sê weer, ek is nie 'n voorstander, ons kan nie begin bekend staan as 'n ras wat die goed oorvoer nie, ons wil dit glad nie hê nie, jy weet. Maar ek dink daai termyn wat die goed kos kry is 'n belangrike ding. En laat hy swaar kry op 'n stadium. Hy moet swaar kry op 'n stadium in sy lewe en dan gaan hy aan. Maar dit nou sommer so terloops, wat jy vir my sê van daai ding laat julle die goed van die veld af bemark, dis amper vir my die belangrikste ding, dink ek, vir alles. En weet jy dan, ons hou ons ooilammers ook wat van die veld afkom. Ons hou ons ramlammers wat ons van onsself wil terughou, wat ook van die veld afkom. En hulle gaan naar die ramtrop toe en ons vergeet van hulle vir so 3-4 maande en dan kyk ons weer na hulle. En dan as hulle hier by tussen 2 tand of laat ongewissel tussen 2 en 4 tand, dan sort ons hulle finaal. Ja, maak jou finale selectie. En is dit lekker as dat ons kan sommer ons eie ramlammers ook hou, wat ons weet wat van die veld afkom, en ons weet, jy gaan soontoe, jy gaan daai way toe, en jy gaan soontoe, so dit maak het lekker. Maar kyk Walter, julle het in 'n groot mate 'n geslote kudde. Ons het nie daaroor gepraat. Julle koop nie baie ramme in hier. Nee, weet jy, ons sal so een keer in 'n paar jaar, dan sal ons so maksimum 4 ramme miskien koop. Maar anders het 1 of 2 ramme. Verder hou julle eie ramme. En dan as ons ramme dan inkoop, dan is dit vir 'n spesifieke rede. Hoekom ons dit wil doen? Spesifieke eienskappe wat ons voel, wat ons kan versterk, en wat ons nie by ons eie kudde identifiseer, dan koop ons daai eienskap in. Wat die ander ding, wat ons nou nog nie oor gepraat het, ons het mos nou 'n lekker nat jaar gehad vir jaar. En die siektes en daai goed was 'n uitdaging geweest. Jy ook ondervind dat daar's min geweest by ons ras. Weet jy, ek het vra daai dag vir Edward, my seun, en ek meen hy is nou al 3de generasie wat boer met die meatmasters. Is al vir jare wat ons meatmaster, seker al, later was die 25. Dit was voor 2000 geweest. Wat ons net meatmaster op meatmaster. So dis ten minste 30 jaar of meer. Want ek het 88 begin. My pa het 87 begin. Jy het my nou gevra oor die siektes. Weet jy, ek vra nou die dag vir Edward, dat is waar hy nou inkom. Ek vra hom net hier in die week, vra ek hom, hoe lyk die vee, want ek kom nou nie meer eindelijk tussen die vee nie, as gevolg van my eie toestand. Maar te vraag om, hoe lyk dit met die vrotpooikie en so aan? Toe sê hy vir my, daar's net twee skaap. Dis al die kuddes wat vrotpooikie het, maar hulle is nou alweer reg. Daar was net 2 gewees. So ons het geen vrotpooikie ten spyte van baie reën. Ons het niks aan haarworm en daai verloor nie. Bloutong was 'n uitdaging, nee. Ek praat nou van by ander rasse, nee. Ja, weet jy, ons het bloutong, ek het gehoor van 2 of 3, wat hulle net los in die veld, by net om en verby en gaan aan. Dat hy maar daar onder die koelte staan van die bos, as het reën dan kry jy water. En maar ons het nie groot skade nie. Ek het
met 'n ander ou, met 'n ander rasboer, hy het vir my gesê, hy het 200 verloor aan bloutong. Ja, dis sleg. Ja, dis baie sleg. Ja, Maar wat ek wil sê is, gesondheidsbewus, of die skaap het, en dis wat my pa gesê het ook daai tyd, hierdie skaap is die beste skaap van die wêreld. My pa se woorde was, hy het min aandag nodig. En dit sluit in voer, vrotpot, bloutong, alles. Hy is tropgebonde, as hy een kort, dan weet jy, sit of gelam of sy siek. Dis ook Ek onthou nou jy praat van jou pa. As ek nou dink aan hom ook, dan ek weet nie of dit sy sê ding was nie, maar hy het eendag vir my gesê, John, jy moet onthou, the eye of the master fattens the flock. Was dit 'n sê ding van hom daai? Was dit? Ja. Hy het vir my so gesê. Ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. The eye of the master fattens the flock. Jou pa van my gesê. Met die veld kyk. Ja, baie. Kyk na jou diere. Jy weet. Die veld sorg die diere. Ja, net so. My pa was 'n groot bewaringsboer gewees. Ten opsigte van die veld. Ja. Waltie, ons praat nou oor hierdie ding wat ons sê, die kommersiële ouens. Julle ouens is die belangrikste en dit is so. Dit is waaroor alles gaan. Ons gaan genootskap kant af kan nou maar rondspring en te kere gaan en reëls maak en regulasies maak en ja, ons is eintlik die verbruiker. Natuurlik ja. Daar's niks sonder die kommersiële ou nie. Ek sê weer soos ek in die begin gesê het, as die kommersiële bedryf as 'n ras nie aanvaarbaar is vir die kommersiële bedryf nie, sal hy nie voortbestaan nie. Hy gaan nie aangaan nie. Hy gaan net nie kan aangaan nie, want dit is die ouens wat die bulle koop, dis die ouens wat die ramme koop, dis daai ding. Jy weet so. En julle is die ouens wat die bemarking doen. Ek is om 'n kommersiële ou, ek kan nie gaan bemarking doen nie, want die ouens gaan nie my storie vat nie. Hulle maar 'n paar ramme koop en self ondervind dit, self sien. Ja. Of 'n buurman wat hy by sien. Ja. Wat gebeur. Ek sien as glo. Ek dink die genootskap se rol is, ons weet wat werk. Ons weet watter tipe diere werk. Ons weet dis daai ding wat in die middel van die pad is, daai middle of the road tipe dier. Nie daai oorbespierde dier nie. Die gehardheid en die vrugbaarheid gaan verlore daar. Nie daai ding wat te min vleis dra nie, dan sit jy weer met graderingsprobleme aan daai kant. Jy sit met karkaskwaliteit probleme en met graderingsprobleme. So ek dink fenotypies gesproke weet ons wat werk. En ek dink dis al rol. Ek weet nie, jy moet vir my sê of jy met my saamstem. Dis die rol wat ek skuis tog die genootskap moet speel, dat ons daar bly, dat ons hierdie diere tipe gewys daar hou. Want ons kan maar seker vir mekaar sê, die probleme by rasse kom as hulle afwyk van tipe af, as hulle te veel na die een of die ander kant toe. Wat is hoe dink jy rondom die ding? Nee, verseker. Middel van die paddier is jou heel beste. Jy kan, as jy nuwe grond tipe dalk by boer, dan moet jy eers gaan kyk hoe lyk dit, en dan sal jy sien watter tipe raam het jy nodig, en as jy hom nie in jou teellyn het nie, dan moet jy hom inbring, dat jy daai tipe raam kan teel wat daar kan werk. En, nee, jy weet, as jy in die middel van die pan, kan jy of vetter gaan, natter gaan, of jy kan droër gaan. Maar nooit wol onder die pensie. Dit is uit. As het begin droog raak en die reën bly weg, dan daai dier moet nou gevoer word. En bespiering, Walt, die bespiering is altyd, ek weet nie, dis altyd 'n versoeking, lyk dit vir my, vir rasse, om te veel bespiering op die goed te wil begin pak. Dis mos nou nice. Ek aanvaar hulle groei beter en jy het seker 'n swaarder karkas en daai ding, maar daai ding kom met sy eie prys, jy verstaan? Ja. As jy daai goed te veel vleis opsit, dan gaan jy die prys van aangepasheid en vrugbaarheid en gehardheid, jy gaan dit moet betaal. Belangrikste ding is, jy moet kyk wat kos jou lam om in die mark te kry. As daai ma vir hom kan sorg met min
addisionele kos wat sy vir die veld of eet, maar en dan is dit mos jou goedkoopste manier. Geld uit die veld. Die mark kom van die veld af, die ma moet op die veld genoeg melk kan produseer, en die lam, as hy begin eet na 'n paar weke, dan moet hy kan groei. Ja, maar hy kan gaan. Nee, ek dink dis ons uitdaging, maar van genootskapkant af, ons met die ding daar hou, jy sien die probleem nie weer na die ander kant toe, is mos maar waar dit was in die ou dae, is as jy begin 'n karkasprobleme kry, jy weet, jou produk moet aanvaarbaar wees. Jou produk moet aanvaarbaar wees vir die mark. Dit help nie jy boer met 'n ding, en ons het nou al hierdie stories van hoe lekker hulle boer en hoe min dit kos en hoe vrugbaar hulle is, en jy sit met 'n produk wat nie aanvaarbaar is vir die mark nie, en dis 'n fyn lyn daai baie keer, jy weet, dis 'n fyn lyn om 'n ding daar te hou. Laat jy nie afwyk na een van die twee kante toe nie, laat jy nie te veel karkas opsit nie, en laat jy nie te min karkas het nie, jy weet, dis jou tipe, om jou tipe daar te hou, waar hy ek wil amper sê, maar net aanvaarbaar wees vir die mark. Want as hy net aanvaarbaar is vir die mark, dan gaan jy weet, hierdie kant gaan reg wees. Jou vrugbaarheid en daai goed gaan reg wees. Jy weet, as hy gaan baie ideaal raak vir die mark. Hy moet nie te ideaal raak, dan gaan hy weer na daai kant, en dan gaan jy weer daai kant probleme kry. Dis reg. Gaan jy weer daai kant probleme kry. Right, gaan sommer met daai storie aan. Ek sien nou die dag, terwyl ons ook praat van na die een kant, ander kant, 'n mooi pak rugchops. Daar's 12 chops in. Die prys is R189 'n kilo. Ek gaan nou nie sê watter ketting van nee, dis los hy. Maar van die 12 chops, 8 van hulle is 5 of 6. Daar's 4 van hulle is 2 cent3. Is 2 cent3, ja. Maar dat is so mooi. Ja. Ek weet so hulle is so mooi gemeng. Mooi gemeng, hulle word duur verkoop. Maar hulle is mooi as produsent jy weet, as 'n bemark, dan kan jy liewer 30% afstaan aan te vet. Ja. As wat jy 10 of 15% aan A1 of 0 afstaan. Ja. Liewer na die vetkant toe. Ja. Want hy vetkant, daai vetkant gee vir jou daai ooi wat produseer, wat melk produseer, wat kyk na die lam, en en die vrugbaarheid daarvan. Jy kan liewer 30% afstaan aan te vet, aan afgradering na die vetkant toe, as wat jy 5% afstaan aan nie lammers nie. Aan 'n laer lampersentasie. Ek wil nog goed vir jou vertel, toe ons begin het by die Meatmasters, daai jare, ek en my pa, een van die manne wat slag, ek sê vir hom, jong, kan ek maar my lammers bring? Ek het hierdie Dammeradorp kruisings. Hy sê, ja jong, bring maar daai, hoe het hulle altyd gepraat, 4 blaaie. Ja, so. En ek sê vir hom, ja, nee, dit is so, ten minste het ek 'n lam, al het hy 4 blaaie, maar jy het nog nie, maar jy het glad nie 'n lam nie. Maar dit was in die beginjare gewees. Ja. Kijk, ons is baie uitgehaal, hoor jy. Jy kan vandag vir hy selfe man vra, en hy is baie tevrede. Nee, kyk, ons is baie gespot daai jare. Ek sien hier staan 'n punt wat sê advies aan medeboere. Ek wonder nou, as jy's 'n kommersiële teeler nou, jy's 'n slaglamprodusent. Het jy raad vir ander slaglamprodusente, jy kan maar sê, as jy raad vir die genootskap ook het jy enige advies wat jy wil deel met jou medeboere, met jou medeslaglammanne, met jou mede-meatmaster boere? Ek wil net vir die manne sê, deel die skaap wat vir jou gaan plesier gee, waarmee jy lekker gaan boer, maak hom soos jy hom wil hê, maar wat aanvaarbaar is vir die mark, soos Jan gesê het, sonder om te voer. Nie die lam voer nie die ram voer nie die ooi voer nie. Maak het boer met die skaap
wat vir jou lekker gaan werk. Jy boer dalk op 'n ander tipe veld as wat ek boer. Jy het dalk baie groot bos, jy boer dalk in die bosveld. Ander man boer op lekker brak vleie. Ander man boer in die sandveld, ander man net in Karoo bosveld. Maar so ek kan nie voorsê wat dat tipe jy moet boer, maar boer met dit wat by jou werk. Dis wat ek kan sê. Dis hoekom ons ook 'n geslote kudde het, ons koop nie in nie. Ons hou die ooilam wat ons weet wat gaan werk, daar waar ons wil boer. Lekker boer, geniet hom. Wag, ek wil jou nou nog ek wil jou nou nog 'n vraag vra. Ek wil nou die eintlike vraag wat ek jou wil vra, maar ek gaan nie, maar ek sê jou sê wat hy is. Ek wil vir jou vra, sal jy vir die ouens aanbeveel om met Meatmasters te boer, maar ek gaan nie daai vraag vra nie. Wat ek jou gaan vra is, sal jy ooit met 'n ander ding boer? Daar's geen rede nie. Ek het nie behoefte om met enigiets anders te wil boer nie. Want hy gee my oor die afgelope is nou amper, hoeveel jaar is dit? 25 plus van 7 tot 13. Het gee amper 40 jaar. Wat ons Meatmaster begin teel, maar wat ons net Meatmaster op Meatmaster, sê omtrent 10 jaar. 30 jaar. En nee, ek het geen behoefte om met enige ander kleinvee tipe te boer. Jy meen as daar foute was, dan moes hulle al gewys het, dit gaan nie so lank aan. Nee, definitief. En vir ons werk hy. Waltie, nee, maar ek wil vir jou baie dankie sê vir jou kennis en al die inligting en die goed. Dis vir ons 'n voorreg om julle te hê as Meatmaster teelers in die bedryf, hoor jy. Julle boer met julle het 'n groot kudde. Ek gaan nou nie daarop uitwy nie. Maar julle het 'n groot kudde en dit wat jy met ons deel is belangrik. Jy weet, dit is soos ek sê, dit is vir my bottom line. Dit is waaroor dit gaan. Dit gaan oor julle ouens. En ons van genootskap kant af, ons ouens kom ons sê nou maar ons ouens wat die ramme teel, moet sorg dat ons ek by mekaar hou, en ek dink as ons die regte ramme teel, dan daai ramme wat ons teel, wat ons in die mark sit, moet daai lammers teel wat ons sê wat aanvaarbaar is vir die mark, en dat jy met 'n funksionele dier bly teel. Ek dink bly boer, ek dink die wagwoord is maar funksionaliteit, jy weet, dit is maar dit, solank die goed funksioneel doeltreffend is, werk die ding. Maar as jy begin 'n skuwe maak binne jou ras, jy begin 'n aanpassings maak, wil jy ek moet stop, Sila? Jy moet nou begin stop. Ek gaan dood. Dan sê ek een ding, moet nooit 'n dier hou wat 'n fout het nie. Dit gaan jou baie duur kos. Net so. Maar ek dink solank ons van genootskap kant af funksioneel hou, ons weet wat 'n tipe werk, en ons moet net 'n baie pad. Ek wil vir julle sê baie dankie dat julle doen die reklame, julle as genootskap kyk na die tipe, maar julle verander nooit 'n tipe nie, julle verbeter net sonder om iets prys te gee. En dis wat belangrik is. Walter, baie dankie. Baie dankie, Dan. Baie dankie, hoor. Lekker gewees. Baie dankie. Lekker boermanne.